Julle moet my asseblief net herinner, as ek in die ander sessies vergeet, gelukkig het ons verlede week 'n full rekord gehad. Daar's 'n paar van ons kollegas wat aan die agterkant ook die werkswinkel bywoon. So ons maak vir hulle ook voorsiening. Ons het vir Rikus wat ons join. Rikus, ek gaan vra dat jy dalk net gou jou kamera aansit en net vir ons hallo sê en vertel van waar jy kom. As Ehm, yes, Tom, ek sukkel net gou so oomblik met my kamera, so ek sal praat en dan sal ek vir julle waai wanneer ek hom aankry. Maar ek is in NG Meyers Park. Dit is ek's nou so 'n jaar en 'n half daar, is my eerste gemeente. En ek kom oorspronklik van Ermelo af, maar ek is vanaf ek begin studeer het hier in Pretoria. Lieflik, nou baie welkom. Ek het die naweek die geleentheid gehad om met hulle ring bietjie te werk en dit was baie lekker. So ek het dan al vir Rikus laat gesien. Hy's 'n mooi kind van Jesus. Goed, ek sien iemand se mic is nie gemute nie. So ek mute jou net gou-gou, nie omdat ek lelik is nie, maar ons gaan in hierdie werksdag gaan ons min of meer dieselfde formaat volg. So ons sal 'n hele paar breuke hê, comfort breuke. En ons sal weer middagete hê tussen 12 en 1. So julle kan ook vir my sê uit Tom 'n korte comfort break en dan kan ons dit doen as ek te opgewonde raak en te lank praat. Ons gebruik weer die chat funksie. Julle sal sien die chat van laasweek, dis nou die lekker ding van die nuwe updated weergawe van Zoom, is die chat is nog steeds van laasweek ook hier binne-in. En sommer maar net ietsie wat ek nou in vorige webinare al geleer het wat baie behulpsaam is mens kan daai chat kan jy die hele chat download. So wat lekker daarvan is dat jy weet mense sit partymal goed in jy weet leergemeenskappe waar mense goed deel wat baie lekker is en wat mense jy weet later weer kan gebruik. So ek sal later net wys jy weet hoe om dit te doen. Ons gaan vandag ons begin deur 'n ou antieke praktyk in te oefen. So julle sal onthou laasweek het ons wandel in die woord gedoen. Ons gaan vandag sy geïndividualiseerde vorm gebruik. En wat ons gaan doen is ons gaan Lectio Divina gebruik. So ek gaan die stappe opsit. 'n Klomp van julle dink ek is baie vertroud met dit. Julle sal onthou verlede week het Edwan op 'n stadium gepraat van Lectio Continua. So ek sal nou miskien vir hom net vra om ietsie daaroor te sê. So ek gaan hallo Sumarie is ook in. So dis lekker dat jy ook hier is. En is jou familielid al hier so? Dit lyk nie so nie. So ek gaan vir ons die teks opsit, maar voor ek dit gaan doen, gaan ek net weer vinnig die stappe van Lectio Divina vir julle wys. Ek dink meeste van ons is baie vertroud met dit. Lectio Divina is 'n lees van die teks waar ons werk dat die teks met ons in gesprek is, nie met informasie nie, maar met formasie. Maar net gehoor kan julle die skermpie nou sien met die Lectio Meditatio Oratio. Is hy op julle skerm? Dankie Pieter. Want hy gebruik 'n ander monitor om vandag te wys. So die praktyk van Lectio Divina het 4 groot bewegings. Die eerste een is natuurlik lees, Lectio, en die idee is in 'n wêreld wat spoed lees ons stadiger. So ons gaan ook 2 keer lees. Ek sal die eerste keer lees en Edwan, ek gaan sommer jou nominate om die tweede keer te lees. En ons gee net 'n lekker jy weet stilte. Ons luister soos die kerkvader Benedictus gesê het, met die oor van ons hart. Luister ons na wat die teks vir ons sê.
Dan gee ons stilte vir die volgende beweging wat meditatio is, waar jy op die teks mediteer. Dit wat vir jou uitgestaan het, hoe die Gees jou kom ontmoet het, rol jy in jou meditasie rond. Psalm 1 het ons daai mooi, ons oordink die wet. So dit is om daai wat vir jou uitgestaan het te oordink. Dan sal ek ons inbeweeg in 'n derde beweging wat gebed is, en jy gaan uitgenooi word om net by jouself te bid en met die Here te gesels oor hoe hy jou vanoggend in hierdie spesifieke teks kom ontmoet. En dan die vierde beweging is contemplatio of kontemplasie en oorweging. En dit is natuurlik om die teks wat die Here vir jou wakker gemaak het vandag, vir die res van die dag ook vas te hou. En wat ek by daai stap gaan vra, ons as 'n leergemeenskap gaan doen, is om miskien net weer in die chat jou eie, jy weet, dit wat na jou toe gekom het vir ons in die chat te sit daar by die vierde fase. En ons gaan hierdie lectio praktyk gebruik dan ook vir die res van die dag vir ons gesprekke oor geloofsvorming in ons gemeentes. So kom ek stop net eers gou, en ek meen hier's 'n paar van julle wat baie ingegrawe is in lectio. Edouard, wil jy dalk iets by sê? Jy's nou een van daai ouens. Edouard het tyd spandeer met 'n baie goeie teoloog, Kees Waaiman, wat 'n groot deel van sy lewe spandeer het op lectio en die Psalms. So ek weet nie of jy so 'n sin of twee wil bysê nie. Edouard. Dankie. In die geleedere van die Jode het ons 'n soortgelyke lees wat ons noem die Pardes, wat 'n akroniem is vir ek moet net gou die woord neerskryf, Pardes. Die vier letters, die P, R, D en S, is vier stappe wat aangedui word, en dit het dieselfde kringe as die Lectio Divina. Maar net om te sê dat agter die Lectio Divina, wat 'n Christelike manier is van om Bybel te lees, agter dit is daar 'n baie interessante Joodse ekwivalent genaamd die Pardes. Gaan Google bietjie Pardes. Dit is 'n verkorting vir paradys, en dan sien die mense nog al 'n interessante ding, hoe die Christene ook by die Jode hierdie oorgeneem het, maar dan met nuwe inhoude uiteraard. Dankie Edouard, jy kan dalk nou net in die chat vir ons die Pardes net die woord neersit. Ja. Dan kan ons daarna kyk. Een van my mentors het 'n baie mooi boek geskryf, Eat This Book, wat die hele boek net gaan oor hierdie praktyk, wat 'n baie ek dink kragtige praktyk vir vorming is. Die teks wat ek vandag gaan kies is 'n teks wat ons geloofsfamilie vir die laaste jaar en 'n 3/4 saam lees al. So dit kom uit 1 Timoteus uit, 1 Timoteus 4 vers 6 tot 16. So ek gaan vir ons 'n gebed doen, en dan sal ek die teks die eerste keer lees, en dan luister jy wat die Here vandag vir jou uit hierdie teks wakker maak. En dan gaan ons na die lees sal ek ons deur die 4 stappe vat. Na my eerste lees, Edouard, kan jy dalk net so 30 of 40 sekondes se stilte gee. Ek sal weer opskrul tot bo, dan kan dit ook maar net die cue wees. Jy lees om die tweede keer. Is altyd lekker as jy kan om miskien pen byderhand te hou, of jy weet, as jy op jou rekenaar is, net 'n nota te maak van wat dit is wat vir jou uitstaan. So kom ek bid vir ons. Here, baie dankie vir u liefde en u goedheid. Dankie dat u met ons op reis is. En Here, ek bid vir ons dag, dat u ons ore sal oopmaak. U is ons God wat met ons werk en praat. En ons dankie, Here, in 'n wêreld waar ons so maklik kan glo dat u weg is, dat u hier is. En dankie vir u woorde. Dankie vir u skrif, en dat dit lewend is en aktief soos 'n tweesnydende swaard. En ons kom maak ons lewens vanoggend oop voor u woord, en ons vra, Here, dat u die deure van ons lewe sal oopvlek wat u met ons mee wil werk, soos wat ons ook 'n begeerte en 'n hart het om ons gemeentes te help om as disippels te leef.
Ons dank U Here vir U geïnspireerde woord. Praat met ons nou, bid ek in U naam. Amen. Teks kom uit 1 Timoteus 4 vers 6 tot 16. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomstige lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin. Want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor.
Ons het nou die eerste beweging van Lectio gedoen en ons het gelees en geluister. Ek nooi jou uit om te onderskei wat is dit wat ver oggend in hierdie teks na jou toe kom. Dit kan 'n woord wees of 'n frase. Dit mag dalk wees dat daar 'n beeld by jou opgekom het of dat die teks 'n vraag in jou wakker maak vir hierdie seisoen van jou lewe. En ek gaan jou vra as jy kan om dalk net daai stuk teks neer te skryf. Ek het die teks hierso in sy volheid op die skerm. Is dalk bietjie te klein, maar jy kan kyk. En dan vat jy daai frase of beeld of miskien woord of dalk is daar 'n vraag wat uitgekom het. En dan wil ek jou vra om daaroor na te dink. En ek gaan so 'n minuut daarvoor gee. Ek nooi jou nou uit om daai frase of woord te vat en met die Here te gesels daaroor. En in gebed, eerste persoon gebed met die Here daaroor te praat. Goed, nou nooi ek jou om dit wat jy ontvang het uit die teks, dalk 'n woord frase net vir ons in die chat neer te sit. Stefan het al klaar vir ons 'n voorbeeld daar gelei, uitgeskryf leef daarin. En die woorde raak dan soos woorde wat ons in ons koffer vir die dag kan sit, sodat ons verder daaroor kan nadink en kan kontempleer en dit te oordink en te oorweeg. So ek gaan so 'n minuut of 2 gee, jy skryf net neer wat vir jou uitgestaan het.
Goed, ek gee nog so 'n minuut. Paar van julle vra dat wanneer julle nou met my praat, dan of in die groep wil sit, praat julle direk met my. Jy druk onder die klein driehoekie en dan sal jy sien send chat toe, kan jy net weer heel bo sit op meeting group chat. En dan praat jy met almal. Goed, ek gee nog so 'n paar sekondes vir dit. Goed, dankie vriende. Verlede week het ons 'n paar gesprekke gehad en ek wil net ons geheue verfris. Ons het begin deur te praat dat geloofsvorming aansluit by die ou antieke beginsels en definisies van spiritual formation. Toe het ons gepraat oor wat dit beteken om 'n identiteit van disippelskap binne in ons gemeentes weer aan te wakker. En toe daarna het ons bietjie begin praat oor hoe lyk 'n ekosisteem waar ons disippelvorming kan laat plaasvind. En daar het ons gekyk na 3 groot bewegings, God wat die hervormer is. Ons het gekyk na wat dit beteken om mense te wees wat baie bewus is oor hoe mense verander. En toe het ons vinnig bietjie gepraat oor modelle van verandering. En wat ons vandag gaan doen is ons gaan so bietjie bou op daai spesifieke gedagtelyn. Nou, ek gaan weer hierdie aanhaling net opsit wat kom uit die artikel wat ek geskryf het in die bundel om te word wie ons is. Net soos die ekosisteme en die natuur ongebalanseerd kan raak, is dit van kardinale belang dat die kerk ook gesonde ekosisteme vir vorming of holding environment sal ontwikkel. Ons kyk na 'n paar belangrike aspekte van 'n ekosisteem vir vorming, naamlik God as die hervormer, modelle van verandering en dan dissiplines as deel van 'n lewensritme. Nou wat ons in hierdie week gedoen het, is ek het julle uitgenooi om 2 artikels te lees. Dallas Willard se hoofstuk 8 wat gaan oor hoe om 'n student van Jesus te word en hoofstuk 9 met die titel A Curriculum of Christ-likeness. En ek het julle uitgenooi ook om net met 5 mense te gesels oor, as jy nou aan ons gemeente dink, wat is dit wat ons gemeentes doen om disippels te vorm? So ons gaan in 'n wegbreek nou ingaan en ek gaan ons is 20, so ek gaan vir ons 5 groepe maak, of 4 groepe, kom ons maak 4 groepe. En ons gaan bietjie met mekaar deel oor wat dit is wat die leeswerk in ons wakker gemaak het. En dan ook die gesprekke wat ons gehad het met ons gemeentelede. So ek is natuurlik nou bewus dat van ons die leeswerk kon doen en dat daar miskien mense is wat dit nie kon doen nie. So ons is 'n gemeenskap van genade wat mekaar help. As jy dit nie gelees het nie, moenie voel dat jy weet uitgeskakel is nie, jy kan deelneem, selfs al het jy nie die 5 vrae gevra vir gemeentelede nie, jy weet, dink ek kan jy daai vrae beantwoord oor, jy weet, hoe werk disippelskap in julle gemeente, hoe vorm julle disippels, en ons praat dan oor daai identiteit van disippelskap verder, en dan spesifiek, hoe lyk die inhoud, die curriculum, wat ons bou daarvoor. So as jy dit nie gelees het nie, is jy welkom daai in te bring.
Ons gaan later in die oggendsessie in diepte kyk veral na hoofstuk 9 van Dallas se boek. So ek gaan ons indeel. Ek gaan geleentheid gee in hierdie gesprek vir 15 minute. Ek gaan wel vra dat julle in elke groep net aan die begin iemand identifiseer wat net die hooflyn van die gesprekke vir ons in die groot groep gaan terugsit. Kies iemand, moet asseblief nie per de facto die jongste leier kies wat in die groep is nie, maar dit kan ook die persoon wees. Ons gaan daai gesprek gaan ons van julle in die groot groep inbring. So ek gaan ons opdeel en dan gaan ons daai chat hê en dan bring ons dit wat in die klein groep was binne in die groter gesprek en dan dit ons so 'n bietjie lei. Kom ek hoor, is daar iemand wat 'n vraag het of net iets vir clarification wil hê? Ek sal ook die twee vrae net binne in die WhatsApp groep sit en in die chat sit dan net. Iemand wat 'n vraag of 'n comment het. Goed, so wat jou kan help natuurlik is as jy jou leeswerk by jou het. Jy weet die PDF het jy miskien 'n bietjie notes ingemaak of gehighlight. Dit gaan nou jou tyd wees om daai uit te trek. Ek gaan actually 20 minute hiervoor gee. So ons gaan so 4 in 'n groep min of meer wees. So jy het 5 minute om dit wat jy vraag op die tafel wil sit in te sit. So kom ons maak ook seker dat ons as 'n groep genoeg tyd gee dat almal ook kan praat. So ek gaan nou vir ons die takeaway kamer opstel. So net soos verlede week gaan jy 'n geleentheid kry om binne in 'n groep in te kom en jy gaan nou 'n prompt kry wat vir jou sê jy gaan 'n groep join. Ek maak dit nou oop vir 21 minute want dit vat so 'n bietjie tyd gewoonlik om in die groep in te kom. So hier gaan ons.
Goed, welkom terug julle. Dis lekker om te sien hoe almal lekker gesels. Voordat ons terugvoer gee, wil ek net noem dat ons het ekstra mense vandag wat deel is ook. So Andrei Botha kon nie laasweek join nie. So Andrei, dalk kan jy net gou hallo sê en vir ons vertel waar jy vandaan ook is. Ja, goeiemôre familie. Ek is Andrei Botha hier van Darling, Tegeta. Ek is nou die afgelope paar jaar as ek ook op reis saam met hierdie groepe, op hierdie seminare. En het gaan baie goed in Darling. Jy weet, toe ons begin het iewers was het COVID en na die tyd het die seminare my geweldig gehelp. Veral omdat die mens amper in geestelike depressie was. So ek kon baie leer en kon ook baie toepas in die gemeente self. So ja, dit is my voorreg om u te kan groet en saam met u ook veral hierdie belangrike een groot werk om disippels te maak, dat ek saam met u hierdie reis kan gaan. Dankie Andrei en baie welkom. Dis vir ons lekker. Kyk, Darling Brewery dit kom dadelik by my op, maar ek seker daar's mooier dinge daar, so jy gaan ons help daarmee. So vriende, ons gaan nou 'n oomblik vat om net bietjie terugvoer te kry by die groepe, so ek het hulle sommer net gou hier neergeskryf, so julle het iemand aangewys wat net namens julle groep bietjie terugvoer gee. Ek wil sommer net iets hieroor sê, dat enige ekosisteem waarin ons disipelvorming laat plaasvind, het 'n natuurlike aksie-refleksie-ritme. So dit is ontsaglik belangrik hierdie. As ons ekosisteme bou waar ons nie refleksie na aksie doen nie, dan bly ons in ons koppe en bly ons teoreties. En so in my navorsing het dit ook baie duidelik uitgekom. Ek het laasweek dit vinnig gesê, dat wanneer ons mense op reis nooi, dan is een van ons grootste uitdagings net dat mense actually op die reis gaan. En so wat ons nodig het is om 'n aksie-refleksie ritme te bou en baie keer net om momentum te bou, sit mens met die situasie waar mense die eerste paar keer sê, o my gonna, ek het heeltemal vergeet. Of ek het dit nie gedoen nie. Maar ons hou daai ekosisteem in 'n plek soos ek nou voor ons begin praat het van genade, maar daar is ook verantwoordbaarheid. So stadig maar seker wil ons uit net ons koppe kom en net uit teorie uit. So dit is die eerste klein stukkie insetsel wat ek vandag wil gee, is dat as jy kyk na Jesus se manier van werk met sy disippels, was dit ook duidelik dat hy hulle gestuur het en dan weer teruggesit het met hulle en in gesprek was. Baie keer na sy eie lering moes hulle bietjie eers privaat gesprekke met hom gehad het. So watter ekosisteem ons ook al bou, is die aksie-refleksie ritme baie belangrik. Alright, so Herman, ek gaan sommer hoor wie in julle groep het julle genomineer om te gesels? Net sien hier so by die name, was Manus, is om, ja. Ek net gekyk. Kom ek haal jou uit die hoek uit, van die hoek af, wie wat in Herman se groep is, het gesê hulle gaan terugvoer gee? Banus, ja. daar is hy. Ek het nou iemand anders op. Goed, Banus, ons is reg, jy en jou ouderling, is dit Neil wat daar sit? Ek kan bietjie vir ons terugvoer gee.
Sommer net 'n opmerking op oor die terugvoer. Ons gaan natuurlik nou luister na opsommings van gesprekke. Ek gaan nadat ons al die groepe terugvoer gegee het, weer die vraag wat ek laasweek opgesit het, gaan ek weer vra en dit is waaroor wonder jy nog? So as jy nou luister na die groepsgesprekke en dit maak iets in jou wakker of jy sit nog steeds met iets wat uit die leeswerk en die terugvoer gekom het, dan gaan ek geleentheid gee dat jy dit in die chat sit. Banus, is jy reg, broer? Ja, so goed as moontlik. Ons het reageer uit die leeswerk en vrae wat mense kon vra, gesprekke wat hulle kon voer. Ek dink van die hoofgedagtes wat ek gehoor het is ons predikante is so geskool om baie dinge te doen en die uitdaging is om meer te wees. Een van ons broers, Stefan, het gesê as ons wil disippels maak, moet ons iets hê om vir mense te kan gee of voorhou. En daarom is dit belangrik dat ons nie net sal weet van die Here en sy leer nie, maar daarin sal leef. Dus daarin sal leef. Ek dink van die gesprekke het vir ons gesê dat die saak van disippelskap nie oral of meestal nie goed gevestig geraak het nie. In sekere gesprekke gaan mense dink dis iets wat die besondere amptenaar nog moet doen. Ek persoonlik hou van die stukkies wat ek kon raak lees, of eintlik het Johan ook gesê in die leeswerk kom dit na vore, die olifant in die kerk is dat ons nie disippels maak nie. En ek dink dit is 'n baie belangrike punt daarin. Wat my getref het, wat ek almekaar raak lees, is die roeping van die disipel, is om by Jesus te wees, en dan die geloofsgewoontes wat daarmee saam moet gaan, en dan om deur hom gevorm te word, of by hom te leer, en die derde ding is dat ons saam met hom moet werk. En ek dink op elke vlak gaan daar geloofsgewoontes wees waarin ons moet groei. Ja, daar's nog meer dinge gesê. Ek onthou nou swak. Banus, dankie dat jy die responsibility van terugvoer gevat het. Is daar iemand uit daai groep wat nog dalk iets wil sê? Goed, ek gaan dan aanbeweeg in die groep waarvan Ingrid ook deel was, so wie ook al in daai groep vir ons terugvoer gaan gee, jy kan jouself unmute en dan vat ons dit van daar af. Ria, jy kan... Goed, Rolof, lyk my jy sê Ria gaan dit doen, weet Ria dat sy dit gaan doen? Nee, Ria weet nie dat sy dit gaan doen nie. Maar ek gaan probeer. Ons sal jou help. Ek gaan gou net pause, want hierdie is ook 'n leergeleentheid. Ons het 'n baie eenvoudige ekosisteempie gebou hier in die begin van ons sessie. Ons is in die groep, ons praat oor 2 vrae, ons kies iemand wat gaan terugvoer gee. So wat ek nou aanneem is in die groepie is daai deeltjie nie lekker uitgevoer nie. Nou wil ek dit net weer neersit as 'n baie eenvoudige teaching ietsie. Dit val my op hoe baie keer in die ekosisteme wat ons bou, ons praat baie keer in Engels van die container, dat ons het 'n baie eenvoudige container, maar ons breek daai container. So ek raas nou nie met die groepie nie, ek sê net, en dan een van die maniere hoe ek dit baie keer agterkom is, dat wanneer die container gebreek word, het dit gewoonlik te doen met die differentiasie van verskillende power relations binne in 'n groep. So dis 'n lekker gesprek wat ons later kan hê. Maar Ria, dit lyk my jy en Rolof se kamera is nou ook hier aan. Julle gaan nou team feedback gee. So jy kan begin en dan gaan ek vir Rolof tag en sê hy kan aangaan. Goed, daar waar ek nou dit mis het, kan hy maar dalk net my reg help. Ons het gepraat van kennis moet in geloof oorgaan en prakties word.
En die geloof moet ook in Christus wees, ons moet in Christus groei, en dan die verandering moet in jouself plaasvind, dit alles deur genade, die verandering van gewoontes, en ons moet ook die kultuur in die gemeentes verander, en dan ook belangrike punt was genoem dat ons moet begin by die kerkraad, en dan ook 'n nuwe taal aanleer, en dan het Ingrid mooi vir ons gedemonstreer van die Trinity, die model, soos wat hulle ook almal saam een is, moet ons ook eintlik so saam kan in een word en so groei. Wat het ek nog hier geskryf? Nee, dit is omtrent al wat ek neergeskryf het, so as daar nog ietsie is, kan Rudolf net vir ons byvoeg asseblief. Dankie Ria, dat jy so mooi wat jy geskryf het weergee. Rudolf of iemand anders in die groepie, wil julle dalk ook ietsie bysit? Nee, ek dink Ria het baie mooi dit saamgevat. Ek dink die een ding wat ons vir mekaar gesê het, wat ek dalk net kan uitlig is dat ons is en dit kom uit die antwoorde wat ons van die gemeentelede gekry het is, jy weet, ons is met 'n klomp goed besig wat onder andere op disipelmaking gefokus is, maar ons koppel dit nie altyd, connect dit nie altyd goed genoeg nie. Dat die gemeente nie weet, maar dit is waarmee ons eintlik besig is en waarheen ons eintlik op pad is. Ek wil amper sê 'n soort van die treinspore van die gemeente hardloop in daai rigting, en alles wat gebeur in daai trein hardloop op daai spore in die rigting van disipelmaking. Ek dink Ria het mooi oor die kultuur gepraat, gewoontes wat moet verander en so, en dan het Ingrid wat blykbaar by jou klas gehad het, 'n aanhaling gemaak wat jy in die klas gesê het, van dat die gemeente moet eintlik so disipel gemaak word, dat hulle sonder 'n dominee kan funksioneer. Dankie daarso, dat jy ons almal werkloos maak, maar en dit is daai stukkie geloofsvolwassenheid wat ek dink belangrik is. En ja, en dan die laaste ding van my kant af is ons is baie keer met die ysberg prentjie bo die water, ons is besig met die goedes in die bokant in ons eie persoonlike lewe, en dit wissel seker van mens tot mens, gee ons nie altyd gedissiplineerd genoeg aandag aan dit wat nie sigbaar is nie, onder die water is, in ons eie lewe, stilte tyd en daai tyd op sy te sit. Ja, ek dink dit is belangrik. Dankie Rolof, en dankie dat julle span so lekker En Ingrid is ook in daai groepie gewees. Lekker. Kom ek hoor, wil iemand anders nog iets daar uit sê uit die groepie? Goed, en dan die volgende groep hierso is die groep waarin Pieter was. Wie van daai groepie vir ons feedback gee? Yay, is dit sorry? Dis hy. Okay. Ek gee graag feedback van ons groep. Dit was ek en Pieter en Sarel en Edwan wat saam gesit het. Eers so 'n bietjie stil gestaan rondom wat ons gemeentelede oor disipelskap te sê gehad het. En ons het ook nogals agtergekom, dit is nie iets wat ons in ons gereformeerde tradisie baie struktuur aangegee het in die laaste tyd nie. Of eintlik seker dalk al ooit nie. So dit is iets wat ons dink bietjie ontbreek. Maar dat hoe meer mense met mense daaroor gesels, hoe meer sien mense dit as deel van alledaagse uitleef en 'n lewenswyse en amper nie amptelike bewegings nie. Ons ervaar in ons eie gemeentes dat dit meer vorm vind in die nie amptelike bewegings as in byvoorbeeld 'n kursus of so. Ons het ook genoem dat die erediens uitstaan as 'n geleentheid waar disipelskap vorm vat, maar dat dit juist daaroor gaan om wat 'n mens daar kry eintlik te gaan uitleef.
ons het ook 'n lekker gesprek gehad rondom roeping en dat daar's gedeel dat bekering en roeping eintlik hand aan hand gaan. Ons word eintlik heel gemaak sodat ons sal uitgaan en ons roeping sal gaan uitleef. En dat dit vir ons lekker is om dit te hoor, want ons het ook gesê dit het meer te doen met being as doing. En ons moet die hele tyd amper daaraan vashou dat ons God se teenwoordigheid in ons alledaagse lewe gaan soek en ander moet dien. En toe het ons bietjie oor die materiaal gepraat. Dit het vir ons baie sterk gefokus, of die leeswerk, kom ek sê eerder die leeswerk. Dit het sterk gefokus op 'n proses en 'n aktiewe pad wat mens saam met die Here stap en dat mense in hierdie proses verandering beleef en dan nie anders kan as om hierdie verandering eintlik uit te leef en ander aan te raak nie. Ons hou van sy sterk koninkryksperspektief waar hy gepraat het en dit is dat ons nog steeds, dat ons leerlinge eintlik bly dat ons die beeld wat gesê is oor die navorsingsentrum dat 'n mens nog steeds foute sal maak, maar jy die hele tyd leer en ons het onthou dat ons laasweek gesê het ons maak foute, ons leer nog, maar ons leer saam. Dit het ons ook in die materiaal opgetel. En toe het ons een vraag waaroor ek's nou net reg Sarel, ja, gewonder het is dat hy gesê het hy het of hom ook 'n sterk fokus op gehoorsaamheid gehad en dit was vir hom interessant net hoe om gehoorsaamheid en genade in lyn met mekaar te trek en hy sal graag 'n bietjie verder daaroor wil vra en hoor as ons met die materiaal ook verder aangaan. Dankie Sumarie. Sarel, as jy sommer daai vraag vir ons in die chat kan sit, dan onthou ons dit. Ek het dit hier neergeskryf, maar sit dit maar daarin, want dit is 'n lekker een om oor te gesels. Wil iemand in daai groepie iets sê? Ek sê Edouan het hier geskryf ook in die notes en Natasha het ook nou hier geskryf, so ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk en dan Stefan ook. Maar is daar iemand wat nou in daai groepie iets wil sê? As ek net in 'n sin kan toelig, uit my lees van die boek Handelinge wat ek nou die afgelope 4-5 maande preek, disippelskap, bekering, maar dis nie maar net vrypas hemel toe nie. Elkeen wat tot bekering kom, het om 'n goeie rede, die Here het 'n goeie rede gehad. Saulus se bekering, besef ons wat dit was, dit is sy hele lewe. Ananias wat vir Saulus moet gaan haal, en bang is, né? En hoe hy ook tot nuwe insigte kom. Petrus wat in hoofstuk 10, en dis die belangrikste hoofstuk in die hele Handelinge, dat hy, nadat hy lank leier is, by 'n punt kom om te sê, ek besef nou eers, dat God teen niemand diskrimineer, né? 'n ongelooflike insig wat deurbreek en eintlik 'n nuwe Petrus na vore kom. So, disippelskap is nie maar net om mense te enrol in 'n weermag nie, maar as jy 'n disipel word, het jy 'n taak. Twee kante van een muntstuk. Dankie Edouan. Ek wil net hier so 'n notakie maak, want ek gaan dit nie later onthou nie. Connie Burger het 'n paar hoofstukke geskryf om te word wie ons is. Sy een hoofstuk gaan net oor die rol van roeping in vorming. So dit is 'n baie goeie hoofstuk wat gaan terug na Calvin toe, wat gesê het dat as jy tot bekering kom en jy is deel van Christus se mense, dan het jy 'n roeping, né? So sommer een van my gunsteling triks, ek het dit gisteraand het ek gepreek by 'n gemeente daar in die weste van Pretoria, is ek sal gereeld vir gemeentelede forme van 2 tipes vrae vra. Die ene is, ek is baie geïnteresseerd wie hier is in voltydse bediening. En natuurlik steek net die dominees hulle hande dan op. En dan sê ek wel, die gereformeerde logika is dat ons almal is deel van die priesters van alle gelowiges. En jy weet die ander ene sal wees, jy weet wie hier het 'n roeping. So daai is woorde wat ons eintlik op 'n manier weer moet demokratiseer, né? En ek dink dit is 'n belangrike punt wat jy maak. Ek wil nog 'n klein opmerking maak oor Handelinge 10, Edouan. Ons gaan nie tyd hê om in hierdie lyn in te gaan nie, maar daar is baie sterk akademiese werk wat sê dat die uitdaging vir blanke Suid-Afrikaners is dat ons gedisipel is in rasisme in.
en dat 'n groot deel van ons werk in gemeentes is om ons disippelskap wat vir ons gegee is, te herprogrammeer. En Handelinge 10 is natuurlik 'n baie kragtige voorbeeld van hoe 'n etniese groep agterkom, dat hulle superieure manier van dink toe nie die enigste manier kan wees nie. So jy weet, ons disippelskap het baie te doen ook, en ek dink ons gaan nou 'n bietjie daar praat, jy weet, Dallas begin daai hoofstuk 8 met die radikale gedagte dat almal 'n disipel is. Die vraag is, wie is jou meester? En die uitdaging vandag wêreldwyd is dat ons in 'n kultuur leef waar die meesters volop is en baie keer onsigbaar is vir die mense wat disipels geword het van daai meesters. So jou Handelinge 10, julle kan sommer net Google search daaroor doen, discipleship into whiteness. Dit is 'n groot deel van ons uitdaging vandag so. Lekker. Ek gaan Philip en Natasha en Rikus het saam gechat en dit lyk my hulle was so nice geweest om die newbie in die groep te vra om feedback te gee. So Rikus, ek sien 'n patroon hier, wil ek net sê. So ek weet nie hoe het jy gevolunteer, Rikus, of is jy gevra? Ek is gevra, ek het nie gevolunteer nie. To be fair, in hierdie groepie moet ek ten minste sê, ek het vir Natasha gesê, jy weet, jy praat nou so lekker, wil jy miskien, jy weet, voorpraat. Dus weet jy wat, terwyl jy nou nie die is, so, dit is nou maar een van daai dinge, ek aanvaar dit so. Rikus is ook hierdie naweek verkies as die voorsitter van hulle ring. So Rikus, hier's 'n patroon, broer, en mag jy disipelvorming uitleef en dan daar in jou ring ook. So kom ons hoor wat het julle groep gesê. Ek sal nou sê wat ons gesê het, maar ek wil net sê, Tom, ek is daar ook gevra, ek het nie myself genomineer nie. So daar's definitief 'n patroon. Dit is nou wat ek jy sê, en sommer net ook, ons sê nou hierdie lagender gewys. Ek wil net 'n geestelike formasie en 'n disipelvormingsprinsip baie sterk neersit. En dit is dat Jesus altyd uitgenooi het. Altyd. En dit is fascinerend as jy kyk na die meganisme van uitnodiging in Christus se bediening. Wat ons geneig is om te doen, is baie keer forceer ons mense. So ek sê nou hierdie lager terwys, so Natasha en Philip, ek dink nou nie julle het hom geforce nie. Maar die meganisme van groei werk die beste nie met moeds nie, maar eerder met wil jy. Uitnodigings, kom, volg my, né? So kom ons hoor, Rikus, wat het jy daar in gedagte van julle groep? Ja, ek sal nou hopelik my kamera aankry as ek my rekenaar restart in die breek, maar ons het eintlik lekker aan die gesels geraak en ek wil eintlik aan die einde van ons gesprek inval waar ons bietjie gepraat het oor die vrae binne die gemeentes en ons het by Natasha daar uitgekom en sy het met 'n paar volwassenes en ek dink met 2 kinders het sy gesê, het sy die vraag gevra en ek dink wat baie sterk daardeur gekom het was 'n bietjie van 'n intentionaliteit wat daar moet wees as dit kom by disipelskapvorming binne die gemeente. Om te sê maar jy weet hier is iets wat mens aktief moet doen. Dit is nie 'n vanselfsprekend nie en by die kinders self wie sy gevra het, ek gaan haar vra om te wys wat hulle gewys het want ek kan nou nie wys nie. Maar die kinders het nie vir haar direkte antwoord gegee nie. Hulle het eerder so 'n sirkel met hulle hand gemaak om iets te sê van maar dit is 'n proses. Dit is nie iets van okay, jy weet nou het ek jou 'n disipel gemaak, nou is jy reg nie. Dit is 'n pad wat mens saam met mense stap. En rondom die vrae binne die gemeentes is dit waar ons tyd uitgehardloop het want ons het redelik lekker oor die hoofstukke gesels. En ek dink by die gesprek rondom die hoofstukke het ons eintlik maar begin deur te sê in hoofstuk 8 sien mens vir al hierdie idee van maar jy weet amper daai vraag van what would Jesus do? Jy weet dis daai navolgingskonsep van jy weet maar hoe rig ek my lewe en my intentionaliteit na wat Jesus sou doen of hoe hy 'n sekere situasie sou benader het. En Philip het nog uitgelig dat baie van wat mens in hierdie 2 hoofstukke gelees het eintlik vanselfsprekend is wanneer mense dit lees. Jy weet jy lees dit en jy sê maar dit is so obvious. En ek dink dis dikwels waar ons juist klei trap want
dis vir ons baie maklik om goed te oorkompliseer. Ons wil dit eintlik oorkompliseer, want jy weet as ons met God besig is dan moet dit mos 'n moeilike saak wees. Dit moet iets kompleks wees. En dan wanneer ons dit doen, dan derail ons dalk so bietjie en dan mis ons heeltemal die punt. En Natasha het iets mooi daarvan in 'n storie wat sy onlangs gehad het wat sy met 'n oom gepraat het in haar gemeente. En die oom het vir haar gesê, jy weet, hy sukkel om kerk toe te kom, maar hy bid daaroor. En jy weet, hy bid en hy bid en hy bid en soms voel hy Jesus help hom en ander kere voel hy Jesus help hom nie. So jy weet, hy's eintlik nou heeltemal moeg om te bid. En ek dink daar mis hy baie van hierdie organiese proses van, weet, maar jy het 'n lewe, Jesus stap saam met jou in hierdie lewe, maar hy gaan nie, jy weet, jou nou hier in 'n rigting stoot, jy weet, jy gaan nie wakker word, dan sit jy in die kerk se bank en jy kan mens nou amper sê. Dit is 'n regte pad wat hy saam met jou stap en jy het hierdie vryheid van keuses, maar hy wil jou lei daar binne en 'n deel van disippelskap dan juis is om te sê, maar ek sit by Jesus, soos wat die boek sê, ek sit by Jesus om te leer om soos hy te wees. En daai is 'n proses waarin jy aktief deelneem en soms is jy baie beter daarmee en ander kere gaan jy verseker daarin faal, maar dit is deel van hierdie proses van disipelwording is om te sê, maar jy weet, ek gaan sleg wees tot ek goed is en dan gaan ek, jy weet, aanhou daarmee. So ek dink dit is so 'n bietjie in 'n neutedop wat ons bespreek het. Ek weet nie of Philip of Natasha iets daar wil byvoeg nie, behalwe ek kan dalk sê Philip het ook gesê, as jy sê jy glo, dan moet jy weet, iets doen. Jy weet, as jy iets glo, dan moet jy dit gaan doen. En ek dink dit sluit baie by hierdie intentionaliteit ding aan wat sê, maar ek dink ons doen dit baie in ons geloofslewe ook. Jy kry baie mense wat sê, maar weet, as ek glo, dan is ek reg, dan kan ek mos lewe soos wat ek wil. En dan dink ek mense mis hierdie organiese ding van, maar as jy werklik glo in hierdie praktyke, dan gaan dit oorgaan in aksie. Dis ook vanselfsprekend, sou mens miskien kan sê. Dankie Rikus. Natasha, ek het die screening oopgemaak dat jy kan share, want dit lyk my jy het 'n prentjie, neem ek aan, wat jou kinders geteken het. Het jy dit by jou of het jy 'n foto of? Nee, dit was eintlik 'n verduideliking. So ek het vir hulle gevra, dis staan nie twee maatjies bymekaar en ek vra vir hulle, wat dink hulle? Ons het nou vandag 'n diens gehad, dit was 'n Sondag 'n diens gehad op disippelskap en ek sê toe, nou hoe maak ons disippels in die kerk? Die kleintjies soos van. Disippelskap is so wat binne en buite hierdie plek moet gebeur. Soos op ons deure staan daar soos ons moet uitgaan in die sendingsveld. So vir hulle is dit soos 'n proses. So skryf ek nou net soos wat hulle dit nou verduidelik, nou sê ek so dis 'n proses so binne en buite die gemeente, nê. Nou sê ja. So ons moet fokus op wat die Bybel sê hulle toe en ons moet 'n verhouding met Jesus hê. Ons moenie hom net maak of ons hom ken soos wat ons Juanita Du Plessis ken nie, want ons ken nie eintlik haar persoonlik. Ons weet wie sy is, maar ons weet nie wie sy werklik is of nie. Ons moet tyd saam met God spandeer. En as ons wil, dan moet ons, nou sê die ander een, ja, en soos Dominee gesê het, ons moet elke liewe dag beter wees as die dag van gister. So ons moet Jesus straal, die sout en die lig van die aarde wees, anders te gaan ons die disippels kan wees. En dit was maar 'n paar van. Dankie Natasha dat jy dit deel. Philip, ek weet nie of jy iets wil bysê nie. Jy's fine. Alright. En dan is ons laaste groep, die groep waarin Charlotte was. So wie gee vir ons daar terugvoer? Sorry, jammer Tom, ek het was my eers regkom. Nee, Arnold gee terugvoer. Dis nou jy, Arnold. Ja, ek. Ek hou altyd daarvan as mense van hulle self in die derde persoon praat. Ons het aan begin het gesê, ek dink disippelskap moet 'n mens ook verstaan dat dit uit jou eie kulturele agtergrond gaan dit 'n rol. Jou kulturele agtergrond gaan 'n baie groot rol speel oor hoe jy dit gaan aanpak en hoe jy dit gaan doen op die einde van die dag. Charlotte het gesê, sy het 'n klomp goed genoem, toe vra ek vir haar, sê dit vir ons in 2 sinne wat jy al sê, sy het baie wonderlike goed genoem, wat ook al reeds hier uitgekom het, maar op die einde van die dag het sy gesê, dat volg in Jesus se voetspore en jy's 'n lewenslange student, en dan moet jy weet wat
sou Jesus doen, die WWJD. En saam daarmee moet jy beskikbaar wees en jy moet nee, dit was net wat Charlotte gesê het. Ander het gesê ons moet absoluut beskikbaar wees, ons moet leer uit die woord, alhoewel hy nie die goed gehad het om te lees nie. Vra vir ons maar net maar vertel vir ons wat is sy idee van disipelskap. En dit is dat ons Jesus se woorde en dade ons eie moet maak. Lisa het gespraat van wat is jou reaksie as jy beledig gaan word? As iemand op jou spoeg byvoorbeeld, hoe gaan jy reageer? Ons moet opgelei word om tot seën te spreek vir mense, en dit sluit aan by die voorbeeld wat jy gepraat het oor as ons beledig word. Ons moet prakties geleer word, ons moet prakties oefen, ons moet dit leef, want dit is 'n aktiewe leefwyse. Kan ek net 'n bietjie meer praat oor disipelskap as wat ek nou self op die groep gesê het ook, Tom, kan ek 'n gap kry hierso? Jy is welkom om 'n gap te kry. Ons sal jou stop as die gap te lank raak, maar jy kan gap. Maar ek praat ook met my navorsing wat ek gedoen het in die hele proses. Die proses het baie beslis gewys dat om disipel te wees is ook 'n besliste besluit wat jy moet maak. En dit begin by jou wedergeboorte, bekering, die eerste oomblikke. Dit is 'n leefwyse wat eintlik weerspieël van God se alomteenwoordige of reaksie tussen, kom ons sê dit so, dit weerspieël my leefwyse van my interaksie wat ek altyd met God en Christus het. So as ek nie interaksie met Christus het, gaan ek nie 'n disipel kan wees nie. Baie belangrike ding of interessante ding wat met my gebeur het, is wat die Here vir myself gesê het, is dat disipelskap is ons enigste roeping wat ons kry. Al die ander goed wat ons in die kerk het, wat ons so sterk oor roeping en goed praat, is eintlik maar gawes wat die Here vir ons gee of talente. En daarom disipelskap, iemand het dit ook baie duidelik gesê van die ander groepe, is die roeping wat ons kry, wat ons nie 'n keuse oor het nie. Dis waar dit begin in ons lewens op die einde van die dag. Binne in die kerk praat ons maklik oor hierdie goed, maar ons weet nie om die goed te gaan doen nie. Ek dink dis wat die meeste van ons 'n probleem is hoe werk dit? Disipelskap is 'n vraag van ons dat ons moet leerbaar wees. Stoppels het by 'n professor in Nederland het gesê dat die kerk, die gemeenskap van gelowiges, moet die plek wees waar ons oefen. Waar ek oefen om 'n disipel te wees, waar ek geoefen word en waar ek toegelaat word om te oefen. En daarom, wanneer 'n mens oefen met 'n ding, het jy 'n mentor nodig. Ons kan nie iets doen in die kerk, selfs nie in die buitewêreld, en dit wat ons vroeër ook gehoor het, oral het ons mentors, ons vanaf van kinds af het ons mentors, maar die een plek waar ons nooit 'n mentor het nie, is die kerk. En dis die belangrikste verhouding waarin ons mense moet groei, en daarom sukkel ons met mense wat nie weet wat is disipelskap nie, is omdat ons nie mentors vir mekaar het nie, of 'n mentor self het, vir myself nie. Wat jy gesê het oor, almal is leermeesters, maar daar's nie regtig wie leer die leermeesters op die einde van die dag. Ons is baie onseker wat dit dan betref. Ons moet geleer word, en ons moet dit inoefen om disipel te wees. Om 'n leefwyse wat ons het as disipel, is 'n plek wat ons mense die reg gee om vir ons te help om die regte ding te doen, om in 'n groep te wees waar ek dit wat ek dink en voel, waar ek dit kan op die tafel sit en kan gesels daaroor sonder om bang te wees, sonder dat ek beoordeel of veroordeel of wat sal wees, of net negatiewe reaksie gaan kry, en waar ons mekaar moet leer, maar ek het die reg om 'n foute te maak. Ek dink dis een van die groot dinge wat ons baie krities is ook in die kerk. En binne in so 'n groep waar ons as disipels mekaar het, is vertroue onder mekaar. Dis 'n ontsettende belangrike ding. Ons kan nie, en dit is een ding wat in die kerk nie regtig bestaan nie. Sorry, ek praat nou van my eie praktyk, van lidmate wat sê, maar veral op die platteland ook, die mense ken mekaar so goed, maar hulle vertrou mekaar nie regtig met daai diepere probleme waarmee hulle worstel. En almal weet dit op die einde van die dag, maar hulle praat nie self daaroor nie. My studies het vir my uitgewys dat disipelskap is in wese die basis van bedieninge in jou gemeente. Want as jy 'n disipel word, dan kry jy gawes wat die Here vir jou deur die Gees vir jou gee, en dan daardie gawes is die goed wat dan ook in jou gemeente, in jou gemeenskap uitgeleef moet word. So hoe meer disipels jy maak,
hoe meer bedieninge gaan jy hê. Ons die bedieninge val baie keer plat, omdat dit rondom een persoon is binne 'n gemeente. En as hy weggaan, dan val dit plat. Ek het verskeie sulke goed gesien. Baie mense wat ook gesê het, hulle maak disippels, toe vra ek vir hulle, maar jy's uit die gemeente uit, hoe lyk dit nou? Dus hy het alles plat geval. Nou ja, dan sê het vir my, dan het jy nie disippels gemaak het, dan het jy 'n program gevolg met hulle. En dit is nie wat moet gebeur nie. Tom, wat jy sê oor, en dis my bediening, toe ek die posie na Bridgetown en by ander plekke ook aanvaar het as vir 'n kontrak, het ek by die tydens die onderhoud gesê, ek wil van hierdie gemeente af weggaan, dan moet hulle kan werk sonder 'n predikant. Met ander woorde, hulle moet die gemeente kan lei, hulle moet alles kan doen. En daar sit ons met 'n baie groot tekortkominge. Ek dink die kerk is besig om stadig te skuif wat dit dan betref, maar in ons huidige omstandighede, daai persepsies van die predikant doen alles, is 'n groot probleem binne ons kerk in elk geval. Ja, sorry, nou ek is klaar. Ek wil net noem dat bladsy 280 van hoofstuk 8, wat jy vir ons gegee, daar staan, so the kingdom of the heavens from the practical point of view in which we all must live, is simple, en ek het dit in Afrikaans gesê, maar dit staan vir my, Dallas het 'n manier om dinge te sê wat my net ongelooflik rol elke keer. Hy vat my in die hart. Dit weer daarby uitkom. Is simply our experience of Jesus' continual interaction with us in history and throughout the days, hours and moments of our earthly existence. Van daai hele hoofstuk is dit die ding wat vir my baie hard getref het, en interessant is dit is die goed wat ek gesien het, ook in die gedeelte wat ons gelees het in die laaste vers, van ons moet leef, in die naam, leef in, ek moet nou weer gaan kyk wat dit is, maar die eerste deel van vers 16, die laaste versie, wat ons gelees het. Ek moet let op my lewe, dit is waar dit is, en op my leer, so, dit is waar dit is vir my. Dankie, ek het baie gepraat. Arnold, dankie dat jy ook met ons deel, en vir al jou PhD, jy moet asseblief, as jy voel vir ons sommer jou PhD gooi in die groep, jy weet, dan kan ons ook daarna kyk. Jy lig 'n klomp goed uit, dink ek, wat vandag ons gaan help. Die woord wat ek sommer net hier wil uittrek, wat jy nou in daai aanhaling ook gelees het, is die woord interaksie. Ja. My goeie vriend Trevor Hudson, wanneer jy vir hom vra, wat is die werk van 'n predikant? Dan sê hy, die werk van 'n predikant is om interaksie tussen God en mense te fasiliteer. En dit is 'n baie kragtige woord, want dit is 'n woord wat verby informasie is oor God. Dit is 'n woord wat ons lei na, julle sal onthou, verlede week het ons gepraat oor disippelskap as navolging. Party van julle die woord naaping gebruik. Ons het hier gepraat oor what would Jesus do? Dis die een deel, maar die ander deel is deelname, né? So daai interaksie is dat die lewe van Christus deur ons begin geleef word. So jy lig 'n klomp goed uit wat ek dink ons in hierdie sessie vandag ook verder na gaan kyk. Goed, ek gaan nou vra, ons is nou alweer 1 uur en 'n half besig. Baie dankie dat julle gedeel het uit julle groepe. Ek wil gou net hoor of iemand nog voel, ek moet in die groep iets sê. Kom ek pause net eers gou daar en gee geleentheid vir dit. Ons is 'n leergemeenskap. En ek net goeiemôre sê. Môre. Dis Koos, welkom. Julle laasweek het Koos se fiber omgepoetjie, so ons is bly jy's hier, Koos. Ja, ek is in 'n munisipale vergadering gewees. Jammer, ek het probeer vroeër inlog, maar die skakel was nie nog aan die gang nie. Maar ek is nou klaar met die ander vergadering. Welkom Koos, wat wil jy graag vir ons vertel? Ek wil net eers hoor waaroor jy gepraat het. Koos, dit gaan nogal lank vat om dit alles te verduidelik, maar ek sal gou net vir jou inleiding gee. Ons het 'n gesprek in klein groepe gehad wat gehandel het oor die 5 gemeentelede wat ons gevra het oor as jy moes verduidelik
hoe maak ons gemeentes disippels, en ons het gesels oor wat het uitgestaan uit die leeswerk wat ons vandag gedoen het, wat hoofstuk 8 en hoofstuk 9 van Dallas Willard se boek The Divine Conspiracy was. So, en voor dit het ons Lectio Divina gedoen op 1 Timotheus 4 vers 6 tot 16. So Koos, my voorstel sal wees in die breek, kan jy miskien net na die chat toe gaan en na ons WhatsApp groep kyk, daar is ons nou 'n klomp terugvoer in. So welkom hier, ons is bly jy's hier, hoor. Geliefdes, die... Ja, Tom? Edouard. Edouard. Aangesien dit 'n leergemeenskap is, het ek die vrymoedigheid geneem om 2 boeke wat ek op afgekom het, net te plaas. Van David Swanson, wat te doen het met disippelskap, maar dis nie maar net weet disippelskap op die kerkerf nie, dis regtig ingrypende disippelskap wat die gemeenskap tot nuwe inligting en insig te bring. Die een boek, Rediscipling the White Church, From Cheap Diversity to True Solidarity. Ek meen dat wanneer ons met die Bybel te doen het, gaan dit regtig nie maar net oor 'n soort van 'n kultuurtjie wat ons aanleer nie, maar dit gaan oor 'n diep lewensverandering in alle opsigte waar geregtigheid seëvier. Dankie Edouard. Die 2 boeke net daar vir ons geplaas. Dankie en dit is wonderlik, want dit is juis as daar van julle is wat ook resources het. Daai Rediscipling the White Church, kan ek onthou in COVID het InterVarsity Press verniet weggegee, juis omdat dit 'n tyd was in die breër kerk en veral in die Amerikaanse konteks waar die die kompleksiteit van die Floyd insident en die rasse insidente so groot was. Dit is 'n baie goeie boek, ek het hom ook gelees. Ons gaan nou breek vir 15 minute. Jou huiswerk in die breek is, Philip het klaar die leiding geneem. Philip het sy wonder of vraag neergesit. Hy skryf die woord leermeester, is dalk nie meer so 'n bekende Afrikaanse woord nie, dalk 'n ander woord wat gebruik kan word. Dit is nou 'n voorbeeld van wat ek julle wil vra is, ons het leeswerk gehad, jy het nou vir 'n week lank bietjie gedink oor hierdie konsep van geloofsvorming in 'n gemeente. Ek wil vra in hierdie 15 minute dat jy tog net neerskryf, waar wonder jy? Wat sal jy vandag wil hê ons moet cover, of dalk net leidrade oorgee, want ek het 'n vermoede ons gaan nie alles kan hanteer nie. So sit miskien net daarin, julle sal onthou laasweek het ek die prompt gegee. Die ene was dit het vir my helder geword en die ander een is ek wonder nog oor. So hierdie is die tweede een. Ek wonder nog oor of julle kan Philip is ons leermeester in hierdie geval, ons voorbeeld. Jy kan net dalk daar sê 'n vraag wat ek nog het en dan gaan ons breek vir 15 minute, so jy kan 'n comfort break vat, gou jou koffie optap, en dan kry ons mekaar weer 10:45. Tom, kan jy net 'n boodskap vir Banus gee? Ja, jy's welkom. Banus, jou familie hier in Britstel of Stellenbosch stuur groete hoor. Lorraine en Urbanus. Lekker by hulle gekyk. Dankie. Lieflik julle, dit voel vir my soos 'n brief van Paulus. Die word groete opdragte deurgegee. Alright, ons sien mekaar dan 10:45, so ons het so 13 minute, skryf my net daar neer, waar wonder jy, of wat se vraag het jy?